Ons Vader Jahwe, dankie vir die voorreg van lofsang. Dankie vir die groot genade dat U vir ons reinig en heilig, sodat ons met ons lippe aan U 'n offer kan bring, in opregtheid en in reinheid wat U welbehaaglik is. As ons maar net dink die groot wonder, Vader, dat U ons verander, dat U ons nuut maak, dat U ons tonge wat so groot oorsaak was van verderf en onmin en kwaad en haat, dat U ons harte verander, sodat ons met ons tonge U kan loof en kan prys. Dankie daarvoor. Dankie dat ons ook vanaand kan saam Bybelstudie doen om U lof te ondersoek en U te besing vir U grootheid en die heerlikheid waarin ons staan, die evangelie, die blye boodskap. En Vader Jahwe, dis ons begeerte dat met dieselfde heerlikheid en majesteit waar die engele dit aangekondig het daar vir die herders op die oop veld, dat ons dit ook so met liefde sal ontvang en dat ons die liefde sal in ons harte bemin en koester en dat ons nie in die liefde sal vervlou nie, maar dat U vir ons deur die groot genade laat toeneem in kennis van Yeshua ons verlosser. Word verheerlik vanaand, Vader. En dankie dat U heerlik is en dat U woord ewig is. In Yeshua se naam. Amen. 1 Petrus 1, ons Bybelstudie. 1 Petrus 1, ons is by die tweede gedeelte, naamlik blydskap. Redes tot blydskap. In die eerste gedeelte het ons gepraat oor die ewige erfenis, onverganklik, onbesmet. En nou sê Petrus, daarin verheug julle heel in hierdie erfenis. Die eerste deel oor die blydskap het gegaan oor die perspektief, ons het rede tot blydskap oor die omvang van ons erfenis. Basies is vanoggend se boodskap net 'n bevestiging daarvan. Verlede week het ons gesels oor blydskap oor beproewing. Ons het aan beproewing sekere eienskappe toegeken. Beproewing is, kan julle onthou, tydelik, van korte duur, beproewing, tydelik vir laasweek. Ek sal nou nie die kant kyk nie, ek sal net die kant kyk. Onthou julle laasweek. Jy kry allerhande soorte beproewing. Beproewing is nie altyd 'n gegewe nie, dit is net indien dit nodig is, onthou julle dit. Dit is spesifiek, dit is doelgerig, dit het 'n resultaat, dit het 'n plan. En dit gee vir mens dankbaarheid, rede om bly te wees dat dit wat met my gebeur werk ten goeie, dit moet gebeur. Dit is nie lukraak nie. Dit is nie maar net somme nie, dit het 'n doel. Nou vanaand is 'n baie bemoedigende boodskap. Vanaand is bietjie die mooi uit die evangelie, die mooi blydskap oor en die vertroue oor die lof, die beloofde lof, eer en heerlikheid wat Jahwe ons mee gaan verheerlik. Nou kom ons lees dit in 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 en ons lees vanaf die tweede gedeelte, naamlik vers 6. Ons weer die eerste gedeelte gaan oor die erfenis. Vanaf vers 6, daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef, onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word, tot lof en eer en heerlikheid, by die openbaring van Yeshua Messia. Vir wie julle al het julle hom nie gesien nie, tog lief het, en wie julle al sien julle hom nou nie, tog glo. En julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Dit is duidelik dat blydskap sentraal staan in hierdie hele gedeelte. Hy praat in die begin vers 6 van blydskap, verheug, en dan praat hy nou hier weer in vers 8 van, julle verbly julle met 'n onuitspreeklike blydskap. Daarom kan ons kan baie lank oor blydskap praat. En blydskap het 'n mens al in jou eie lewe agtergekom. Jy kan nie vir jouself sê, self,
Paulus sê, verbly jou altyd in Jahwe. Kom, wees bly. Jy moet rede sê. Jy moet rede sê wat jy verstaan. Jy moet insig hê, jy moet begrip hê. Dis nie net 'n emosie wat verby gewaai kom nie. Die perspektief rondom blydskap en die begrip daarvolgens is dat dit gebaseer is, gegrond is, stewig is. Dit het substans. En ons as gelowiges moet dit ondersoek. Ons moet dit verstaan. Ons moet dit jou eie maak. Sodat daai vlammetjie van blydskap opreg is. Niks skynheilige blydskap nie. Want wanneer daai blydskap getoets word in sware verdrukking en beproewing, dan moet jy die toets in die tyd kan deurstaan. Hy praat heeltyd van in die omstandigheid verbly jy jou. Nie nadat jy daar deur is nie, in dit. Nadat ons daar deur is, gaan daar ontsettende blydskap wees. Maar in dit moet ons bly wees. Nou, ons gesels vanaand oor hierdie gedeeltjie in vers 7, kyk weer saam met my asseblief, sodat die beproefdheid van julle geloof wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan deur vuur gelouter word, bevind word tot lof en eer en heerlikheid. 3 dinge. Lof en eer en heerlikheid. Wanneer jy beproef verklaar is, ons het een keer gesê, ek dink dit was in die eerste deel of tweede deel, nee, laasweek, dat daar is blydskap oor die beproefdheid van jou geloof. Hoekom? Vanaand se gedeelte is, soos julle sien, deel van die sin. So laasweek se boodskap is die oploop. Dit doen die voorbereiding, daar's beproefdheid, ja, daar moet beproefdheid wees. Hoekom? Sodat jy bevind word tot lof en eer en heerlikheid. Het jy al mooi gedink oor lof, eer en heerlikheid? Dit is waarheen ek op pad is. Dit is my toekoms. Ek gaan lofwaardig wees. Lofwaardig, kan 'n mens lofwaardig wees? Net een is lofwaardig, dit is Jahwe. Dit is waar. Maar wat van as jy in hom is? Wat van as jy die looitjie is en hy die wynstok en die wingerd word waardig om geprys te word? Dis waaroor ons vanaand praat. Ons gaan 'n bietjie kyk vanuit Jahwe se perspektief, hoe voel hy oor sy kinders? Joshua is die geliefde seun van Jahwe. Jesaja 42 vers 1, daar is my knegt, wat ek ondersteun, my uitverkorene, in wie my siel 'n welbehae het. Die Vader maak geen geheim van sy liefde teenoor sy seun nie. Dis my geliefde kind. My siel het 'n welbehae aan hom. Blaai saam met my na Openbaring 5 toe. Ons kyk na die heerlikheid van Joshua, die verheerliking van hom. Ons het vanoggend die lied gesing, U is waardig om die boek te neem, seels oop te maak. Ons gaan daaroor gesels op die kamp. Maar daarmee saam die verheerliking van Joshua, vers 11. Openbaring 5 vers 11. Toe sien ek, en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon, en van die lewende wesens. Jongspan, hoeveel is baie engele? Baie is baie. Tot hoeveel kan jy tel, Jackie? Kan jy tot 1000 tel? Welkom, ons kyk hier. Ek hoor die stem van baie engele rondom die troon en van lewende wesens en die ouderling, en hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende. Dis 'n baie pragtige idiomatiese uitdrukking vir te sê baie skares. En wat sê hulle? En met 'n groot stem het hulle gesê. Nou moet jy ook dit jouself voorstel. Elkeen sê nie sy eie ding nie. Eenstemmig, in harmonie. Dit moet heerlik wees. Ek weet nie of party bas en party sopraan, ek weet dit nie. Maar in een stem sê hulle, groot stem, magtige stem, heerlike stem, die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag, die rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Daai laaste 3, eer, heerlikheid en lof, het ons in 1 Petrus vers 7 gelees. Elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en wat onder die aarde en wat op die see is, alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit
en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En die 4 lewende wesens het gesê amen, en die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid, wat lewe tot in alle ewigheid. Dis waaroor die lewe gaan. Ons word elke dag besoedel en besmet en gekonfronteer met mense wat dinge aanbid en vereer en liries raak en artikels skryf en liedjies sing en besing wat dit nie waardig is nie. Hier is die klimaks van die skepping, wanneer daar vir die eerste keer in eensstemmigheid alles in die hemel en op die aarde en op die see aan hom lof en eer en heerlikheid toebring vir wie dit waardig is. Hier is geen afgoderry nie. Geen misplaaste valse aanbidding nie. Hier is suiwere aanbidding. Waar is ons plek en posisie hier? Aan die lam wat geslag is. Luister mooi. Daar's 'n pad. Daar was lyding en nou is daar verheerliking. En ons stap presies in dieselfde spore van Yeshua. Lyding, dan verheerliking. En ons verheerliking vind gestalte in sy verheerliking. Sy verheerliking impliseer die verheerliking van sy liggaam, die gemeente, waarvan hy die hoof is. Die koms van Yeshua, met ander woorde sy openbaring, die wêreld ken hom nie nou nie, hulle kan hom nie ken nie, hulle wil hom nie ken nie, maar die koms van Yeshua bring sy openbaring, elke oog sal hom sien. En die openbaring gaan gepaard met hierdie drievoudige hulde wat aan Yeshua gebring word, lof, eer en heerlikheid. Net aan hom? Ek gaan nie so op dieselfde mate nie, maar in 'n sekere sin, en dis waarna ons vanaand gaan kyk, ook die wat in hom is. Kolossense 3. Kolossense 3, kom ons blaai na Kolossense 3 toe. Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense. Nee, net voor Tessalonisense. Kolossense 3, vers 1 tot 4. En jy moet die woordjie saam onderstreep. Wel, kom ons maak nou van saam iets. As ek saam lees, dan sê julle saam met my saam. Dat jy net kan voel, hier staan saam. Vers 1, as julle dan saam met Messia opgewek is, soek die dinge daarbo waar Messia is, en aan sy aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, en nie wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Messia verborge in God. Wanneer Messia wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. In wat? Saam in heerlikheid. So as jy 'n studie doen oor die heerlikheid van Yeshua waarin hy geopenbaar word, saam. En Petrus sê, gemeente, as julle dit verstaan, dan het jy 'n baie groot rede tot groot blydskap. Jy het perspektief op dit wat kom. Lof, eer en heerlikheid. Die heerlikheid waarin Yeshua geopenbaar word, en jou openbaring in hom gaan hand aan hand, gaan ons deel aan die heerlikheid. Dis groot. Ons skaam ons baie keer vir die mense om ons, en maak jy of jy hulle nie ken nie, maar as jy wat jy graag geassosieer wil word met die persoon langs jou, iemand belangrik, of iemand goed, of iemand oulik, of iemand mooi, of iemand ryk, of ons het 110 redes. En dan is dit lekker in die persoon se teenwoordigheid, en jy hoop iemand neem 'n foto van hom, dat jy net saam, 'n mens is so simpel, dit is waar. Hoe graag wil ons saam met Yeshua wees, die dag, as die heelal hom sien vir wie hy is. En jy is deel van die skare wat saam met hom geopenbaar word. Hier's my familie, hier's my kinders, hier's die wie ek geken het. Hier's my lote, ek die wingerdstok wil vir die wêreld net sê, hierdie was my lote wat in my gebly het. En dit is groot. En dis waaroor ons eerste gedeelte vanaand gaan. Petrus roep die gemeente op om hulle lendene van hulle verstand te omgord met hierdie gedagte.
Ek wil net gou dit verduidelik. Ek het dit al verduidelik, sê dit weer. Wat beteken dit as jy jou lendene omgord het? In die Ou Testament, die aand voordat hulle uit die Egipte getrek het, toe hulle Pasga geëet het, sê Jahwe, julle moet die Pasga haastig eet. Lendene omgord, stok in die hand. Met ander woorde, reg om te hardloop. So as jy 'n tipe van 'n rokkie aan het, dan trek jy hom op en jy maak hom vas, jy omgord hom, dat jou bene kan hardloop. So mans, trek die rokkies op, of die kleed, is 'n beter benaming, en omgord hom. Want as jy nie omgord is nie, is jy nie reg vir aksie nie. So omgord jou verstand en wees reg vir aksie. Wees gereed om te trek. Wees gereed om die verlossing te ervaar. Wees gereed om die beloofde land in te gaan. Omgord jou met hierdie gedagte. Want dit is belangrik. Nou dit skryf Petrus in hierdie selfde brief, net 'n bietjie verder, as ons saam kan blaai. Wel, eers vers 13. 1 Petrus 1 vers 13, ons het nou by vers 7 gestop. Is julle saam met daar? 1 Petrus 1 vers 13. Jongspan, onthou ek wil net nog iets oor die omgord, nee, 'n soldaat moet hom met 'n gordel omgord, nee. Dan is hy reg vir aksie, sit sy swaard in, dan is hy reg. Jy kan nie sonder jou gordel kan jy nie gaan veg nie, nee, die gordel is die waarheid. Jy moet die waarheid hê. 1 Petrus 1 vers 13. Daarom, nou hierdie daarom is as gevolg van die vorige hoofstuk, die vorige 12 verse waarby ons besig is om Bybelstudie te doen. Daarom omgord die lendene van julle verstand. Wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word. Wanneer word hierdie genade jou deel? By die openbaring van Yeshua Messia. Hoop volkome. Jy kan nie op iets hoop as jy dit nie ken nie. Jy kan nie op iets hoop as jy dit nie verstaan nie. Jy kan nie iets hoop op as jy dit nog nie gelees en gehoor het nie. So, waarmee moet jy jou verstand omgord? Hierdie kennis. Op die genade wat julle deel word by die openbaring van Yeshua Messia. Vanaand se gedeelte is hand in hand met die openbaring van Yeshua Messia, sy koms, sy tweede koms, sy wederkoms. As jy sy wederkoms en dit wat daarmee saam gaan verstaan, is die rede tot blydskap, as jy sy kind is. In 1 Petrus 4 vers 13, hoofstuk 4 vers 13, blaai net gou aan, 4 vers 13, sê hy, maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Messia, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid wat kan doen? Met blydskap kan jubel. Luister mooi die begrippe. Maar na mate julle nou gemeenskap het aan sy lyde, want dit is ons openbaring verstaan, die lam wat geslag is, wat gelei het, word aanbid, word verheerlik. Na mate ons gemeenskap, eenwording, dieselfde, in sy juk trek, om volg, moet julle bly wees. En dus nou kom die blydskap in die beproewing. Hoekom moet jy bly wees? Sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. So sy openbaring gaan saam met heerlikheid. Wanneer Yeshua kom, is daar heerlikheid, volkome heerlikheid, volkome aanbidding, volkome lof. Volkome lof, eer en heerlikheid. Nou sê hy, jy moet nou bly wees as jy ly saam met hom, want dan beteken dit, jy gaan saam met hom verheerlik word. En jy gaan met blydskap jubel. Hoor hy? Dit dubbel in, hè? Om net as ek gaan jubel, impliseer blydskap, maar jy gaan met blydskap jubel. Dis intense vorm. Dis die manier hoe jy beskryf, dis volmaakte blydskap. Romeine 8 vers 17. Kan ek hom vir julle lees? En as ons kinders is, dan ook erfgename, en erfgename van God, en mede erfgename van Messia, as ons naamlik saam met hom ly,
sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Sodat ons saam met hom verheerlik kan word. Ons het net die fokus geplaas op die woordjie saam. Kolossense, 3 vers 1 tot 4, saam. Het julle al mooi daaroor gedink? Sy verheerliking gaan my verheerliking impliseer, want ons is in hom, mede-erfgename, mede-kinders, omdat ons deel aan sy lyding. Is al hierdie lyding verniet? Nee, glad nie. As jy deel aan sy lyding, en jy deel aan sy verheerliking. Hoe groot is die heerlikheid waarmee Yeshua gaan kom? Hoe groot is die heerlikheid waarmee geopenbaar word? Hoe groot gaan dit wees as die hemel skeur en die seun van die mens verskyn op die wolke van die hemel en die duisende ter duisende engele in hulle glans kom? En die woord sê, niemand gaan dit mis nie. Jy kan nou maar sê, berge val op ons en heuwels betrek ons. Alles in die hemel en op die aarde en op die see. Dit beteken al die dimensies. Niks gaan verborge wees nie, alles gaan oop wees, want dit is waarvoor hy kom, om verheerlik te word, om erken te word, met lof, eer en heerlikheid. En waar is sy kinders? Dis kom Paulus sê, die wat nog hier op aarde is, gaan hom tegemoet, en ons gaan nie die wat ontslaap het voorwees nie, hulle staan eerste op, maar die wat by hom moet wees, sal by hom wees, want dis die heerlikheid van die eeuwe, dis die grootste gebeurtenis. Van voor die grondlegging van die wêreld af, is dit beplan. Nou ons beplan aan troues, maande, droom, sit, skryf, bel. Hoe groot moet Vader Jahwe se heerlikheid wees, wat hy van voor die grondlegging van die wêreld af presies beskik, beplan, vooruit bepaal het. En ons is nie maar net iewerste en ons gaan dit dalk mis. Nee. Almal gaan deelneem. Of is deel van die prosesie van in die ou tyd was die optog van die koning wat kom. Of daar is die wat tot hulle verderf dit gaan aanskou. 1 Korintiërs 1 vers 7 tot 8. Terwyl julle wag op die openbaring van ons Yeshua Messia, wat julle ook sal bevestig, verskoon ek het in die helfte van 'n sin begin, wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van ons meester Yeshua Messia onberispelik te wees. Wil julle dit gou daar oopmaak? 1 Korintiërs 1 vers 7 tot 8. Ons het vanoggend hanteer dat die bruid is toeberei. In Openbaring staan in die vorige hoofstuk of hoofstuk 19, sy is bekleed met fyn wit linne, wat die regverdige dade van die heiliges is. Nou Jahwe is besig om ons lewens so te vorm met al die beproewings en dinge wat ons nie verstaan hoekom en waarom nie, sodat ons op die dag gereed kan wees, bekleed met die beeld van Yeshua. Vers 7 tot 8, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van ons meester Yeshua Messia, wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van ons meester Yeshua Messia onberispelik te wees. Jahwe werk met ons, die goeie werk wat hy begin, sal hy voltooi, sodat ons in hierdie dag wat Yeshua openbaar is, onberispelik kan wees. Wie van ons mans het al opgedaag by 'n funksie, sonder 'n beld, sonder 'n das, verkeerde skoene, bel, bring gou vir my, ek is bietjie laat, so paddiens, toe sit ek gou my das. Daar's niks van dit met die wederkoms van Yeshua nie. Die gaste is reg, die bruid is gereed, alles is perfek. Sy hoef nie nog te skarrel vir 'n bietjie hier en 'n bietjie. Die goeie werk wat hy begin het, hy volbring, voltooi. Dit is groot om te besef, Jahwe is besig om my voor te berei, sodat ek perfek gereed is om my plekkie as bruid in te neem in die bruid van Messia. Hy is besig om met my te werk. Hoe? Beproewing, verdrukking, vervolging, einas. Daarom glimlag ons, want ons wil daar aankom met die kleed van Yeshua. Geregtigheid, lankmoedigheid, innerlike ontferming, blydskap,
Ons wil perfek wees. Hy sê, onberispelik. Kan hom deur 'n ring trek. Daarom sê Petrus, ons verbly ons met 'n onuitspreeklike blydskap. Dis regtig die moeite werd. Yeshua beloof sy disippels, ek beskik vir julle 'n koninkryk, soos my Vader dit vir my beskik het. Hierdie woordjie beskik. In Grieks praat ons van verbond as diatheke. Nou hierdie woord beskik is die sin van, dis regtig so. Dit is dieselfde stamwoord om in 'n verbond met iemand te gaan, om dit te bepaal, om dit vas te maak. Dit gaan gebeur. Yeshua beskik. Dis hard, dit sal so wees, dis seker. Dis vas. Ek beskik vir julle 'n koninkryk. Daar's 'n groot loon. Daar's 'n groot verwagting. En 'n koninkryk gaan oor heerlikheid. Dit gaan oor majesteit. Kom ons kyk so 'n bietjie. Wat sê Paulus vir Timoteus, 2 Timoteus 4 vers 8. Verder is vir my weggelê die kroon. Kroon is 'n koninklike term. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat Jahwe die regverdige regter my in die dag sal gee. En nie aan my alleen nie, maar ook almal wat sy verskyning liefgehad het. Kroon, koninklikheid, gesag, identiteit. Hy maak ons konings en priesters. Ag, ons het nou so 'n vernederde liggaam. Omstandighede verneder ons, siekte verneder ons. Gebroke verhoudings verneder ons. Maar waarna sien ons uit in Yeshua? Kroon. Konings, priesters, heerlikheid. 'n kroon van geregtigheid. Ons sukkel met skuld en skaamte, slegte gewetens. Kan ons onsself dit voorstel om 'n kroon van geregtigheid? Jy's nie soveel bewus van al die verkeerde dinge wat jy in jou lewe al gedoen het nie. Jy stap as koning, as bruid van die koning van geregtigheid. Jy's een met hom. Dit is groot. En dit is dit. En ek het dit al baie gesê. Ek wil dit nou weer sê. As jy dit verstaan jy hoekom gemeentes bereid was om met hulle lewe vir Yeshua te sterf. Op 'n brandstapel te staan. Vir daai man, daai soldate sê, moet my nie eers vasmaak nie. Ek gaan nie weghardloop nie. As jy my nou hier doodbrand, is ek vinniger by Yeshua. Ek het nie nodig om te veg nie. Hoekom moet ek myself beskerm? Om nog langer op hierdie aarde te sukkel? Ek weet, vir my is die kroon weggelê. As jy nie die hoop het nie, en hou jy vas aan hierdie lewe, dan is dit nou vir jou, dan moet jy veg vir hier en vir nou. As jy weet, hierna, maar as jou meester, jou verlosser, jou koning, wag vir jou, dan hoef jy nie te veg nie. Dan vrees jy nie vir hulle wat die liggaam kan skade doen nie, maar in die gees niks kan doen nie. Dit was die hartklop van die eerste gemeente. Dit wat Yeshua sy eerste disippels voorberei het. Hy het lank vir hulle gesê, Petrus, Johannes, Jakobus, ek gaan deur die owerpriesters gevang word. Hulle gaan my doodmaak. Ek gaan ly. Maar ek gaan opstaan. Wat Petrus om een kan sê, meester, dit sal nooit gebeur nie. So, dit is wat gaan gebeur. En hy het die disippels gesê, moenie bedroef wees nie, moenie ontsteld wees nie. In die wêreld gaan julle verdrukking hê. Hulle gaan julle uit die sinagoges uitgooi. Johannes 16 vers 1, hulle gaan dink hulle bewys aan God 'n guns. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Hoeveel gelykenisse ken julle in Matteus, Markus, Lukas oor die diensknegt? En dan kom maar 'n dag, sy heer vertrou aan hom iets toe, en dan kom 'n dag wat die heer terugkom. En dan moet die diensknegte voor hom staan. Dan moet ons verantwoordelikheid gee. So kom ons blaai 'n bietjie deur die evangelies. Lukas 12 vers 35 tot 37. Lukas 12
vers 35 tot 37. En daar's nie net een plek nie, daar's 'n paar. Vanoggend gesels ek met iemand oor as toegang vir jou geweier word, daai finale gaan weg. Jy het nie toegang nie, jy het nie reg tot toegang nie, en hy spyt. Jy wil so graag jou lewe oor hê. Ons het nou die kans. Lukas 12 vers 35 tot 37. Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand. Selfde gedagte, wees gereed tot vir aksie, werk, lamp in die brand, waaksaamheid. En julle moet wees soos mense wat op hulle Heer wag. Die bruidegom wag, wat wanneer hy van die bruiloft terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. Nou ons moet so ietsie verstaan, die bruidegom het gegaan, hy en die bruid het feesmaal gehou, en dan kom hy terug na sy huis waarin hy gaan woon, en die diensknegte moet vir hom die deur oopmaak, want hy kom nou terug en is gewoonlik laat. Diensknegte kan nie slaap nie, hulle moet wakker wees. Hy sê, wees soos daardie diensknegte dat kan oopmaak as hy kom en aanklop, as hy terugkom van die bruilof. Vers 37, gelukkig as daardie diensknegte, vir wie die Heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom omgord, en hulle aan tafel laat gaan, en hulle kom bedien. Gelukkig is die slaaf, diensknegte, hulle sal saam met hom aan tafel gaan. Wanneer Joshua kom, en ons is besig om in die wingerd te werk, besig om vrug te dra, sal ons aan tafel met hom gaan, wanneer hy terugkom. Matteus 24, vers 45. Matteus 24, profetiese rede, vers 45. Wie is dan die getroue en verstandige diensknegt vir wie sy Heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle voedsel op tyd te gee? Gelukkig is daardie diensknegt vir wie sy Heer as hy kom op hierdie manier besig sal vind. Voorwaar ek sê vir julle, bietjie, wat is die loon? Wat is die loon? Hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Dit is groot. Weet julle hoeveel besittings het hierdie Heer waarvan hulle praat? Het julle idee hoe groot is Joshua se ryk? Dat is nie einde nie. Die diensknegt wat nou oor min getrou was, sal oor alles aangestel word. Die autoriteit, die mag, te regeer. Ek dink dit is te groot vir ons om te verstaan. Maar my gebed is, dat Vader dit in ons harte sal oopmaak, dat ons kort blydskap. Ons is nog nie daar, waar ons wil jubel en juig, en die sangaande gepak is met mense, wat oorloop van blydskap, omdat hulle weet wat hulle koning vir hulle beloof het, wat nie kan wag om hom te loof en te prys saam met mekaar nie, wat in die oggend opstaan, en nie nog 'n bietjie slymer en nog 'n bietjie slaap nie, wat hom wil dien, wat nie met hulle self besig is nie, maar hulle tyd aan hom wil spandeer, want dit wat hy beloof het, is net so groot. Dit het nog nie by ons heeltemal ingesink nie. Ons is bedroef, ons sien op na alles. Vader kan nie vir ons groter beloftes gee nie. Hy kan nie, na vanoggend se boodskap, ek kan nie 11 teen uitdink nie. Hy het nou in terme van beeldspraak van vanoggend het ons 10 beloftes hanteer, in Openbaring 21. Hy het alles. Hy het sy seun gegee, hy het sy lewe gegee, hy het ons aangestel as erfgename, hy het vir ons homself gegee. Matteus 25, die volgende hoofstuk, vers 19 tot 23. Ek nou in die helfte van die gelykenis inval. Vers 19. En na 'n lang tyd het die Heer van daardie diensknegte gekom. Ons praat elke keer oor diensknegte en hulle loon. Gekom en met hulle afgereken. En die een wat 5 talente ontvang het, kom en bring 5 ander talente en sê, nou voordat ek ons nou kyk, wat hy sê,
wil ek vir julle vra, vir een oomblik, dink 'n bietjie oor die manier hoe hy dit sê. Meneer, 5 talente het u aan my toevertrou. En hier, die woordjie hier, kyk, hoe voel jy as jy moet verantwoording doen oor iets en jy het dit regtig goed gedoen? Jy het die hele nag gewerk, jy het vasgebyt, jy het iets om op trots te wees, jy kan nie wag vir jou beurt nie. As jy jou taak gedoen het op skool, kan jy nie wag as juffrou, kyk as jou van 'n merwe is en jy is eers heel laaste in die lys en sy gaan van bo. Jy sê nee, begin sommer van onder af opbou. Ek is reg, hier's ek. Vra my. Is jy voorberei vir hy toespraak? Is jy voorberei vir wat ook al? Hier's ek, kies my. Ek wil. Kyk almal vir jou sê jy mal. Sê nee, ek het net voorberei. Ek is reg. Maar as jy nie voorberei het nie. Dit sluk my in. Dis so. Hierdie ene sê, maar Heer, 5 talente het u aan my toevertrou, hier het ek 5 ander talente daarby verdien. En sy Heer sê vir hom, mooi so goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer, gaan in my blydskap. Kan jy beskryf wat hierdie slaaf ervaar? Joe, hoekom het ek nie maar 200 talente verdien met hierdie 5 nie? Hoekom het ek, as dit die loon is? En 'n ander een het 2 talente ontvang en kom ook en sê, meneer, vers 22, 2 talente het u aan my toevertrou. Hier het ek 2 ander talente daarby verdien. Sy Heer sê vir hom, mooi so goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Kyk net 'n bietjie die regverdigheid van Joshua. Betuig jy 5, betuig jy 2, maar vir daai een wat 2 bykry het is, dis 100% vermeerdering, en vir die ander was dit ook 100% en wonderlik. Maar julle weet wat volg hier nou. Ek wil nie nou na die negatiewe een toe gaan nie. Bietjie verder, vers 34, die koning wat kom, Matteus 25. Miskien moet ons net daai heerlikheid van Joshua lees as hy kom, Matteus 25, vers 31. En wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom, dit is die fokus, om bevind te word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Joshua. Wat is die heerlikheid? Wanneer hy kom in die heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom. Dis wat ons net nou gesê het, 10.000 van duisende van duisende engele. En julle weet wat het een engel gedoen? Een van daai engele het 'n paar jaar terug 185.000 Assiriërs in een nag doodgeslaan. Ek wil graag saam met daai engel deel wees van die optog. En is nie net hy nie, dis 'n hele paar van hulle, duisende duisende. Dis die realiteite, die diensknegte van Jahwe. Onthou julle, ons het in Psalm 103, as ons dit sing, as ons Jahwe loof Jahwe, o my siel, en alles wat binne in my is, vergeet geen van sy weldade nie. Dan later in die Psalm, dan sê ons, loof Jahwe al sy engele, al sy kragtige helde wat sy woord in waarheid volbring. Ons het al baie saam met die engele Jahwe geloof en geprys. Psalm 103. Nou kom hy met sy engele, om in heerlikheid geopenbaar te word. Dan sal hy op sy heerlike troon sit. En dan vers 34. Dan sal die koning, vir die aan sy regterhand is, sê, kom, julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is, van die grondlegging van die wêreld af. Daar's 'n verwagting en 'n opwagting. Van die grondlegging van die wêreld af het Joshua vir hierdie ding beplan, om vir sy geseëndes, vir sy bemindes, vir sy kinders wat bereid was, om die beker te drink wat hy drink, om met die doop gedoop te word waarmee hy gedoop is, om in die juk wat hy trek, saam te trek en sê, Joshua, Galasiërs 2 vers 20, ek leef nie meer, ek wil nie leef nie, leef in my. Hy het van voor die grondlegging van die wêreld af gehou. Hy het die vloekhout verdra dat mense hom spot en hoon, want hy het geweet, daar's 'n vreugde wat voor lê. Daar gaan kinders wees, daar gaan 'n geslag wees, wat tot bekering kom, wat berou het, wat gewederbaar is,
wat verander gaan word na sy beeld. En vir hulle het hy 'n koninkryk beskik. En hoe sien hy nie uit na daardie dag wat hy kan sê, julle, dit wat van voor die grondlegging van die wêreld af beplan is, dis nou die oomblik, hier's dit, kom in. En hoe blomme ouers se hart as 'n kind op en af spring oor 'n ou persentjie. Ag, jy kry 'n knop in jou keel as jy die dankbaarheid sien. Jy voel so, sy blydskap is jou blydskap. Hoe groot gaan Yeshua se blydskap nie wees as sy kinders, sy gemeente, 'n skare, daai oomblik van glorie ervaar. Die koninkryk van die hemele, wat van ewigheid af voorberei is vir hulle. So groot dag, dis wat Petrus sê, omgord jou verstand met hierdie dinge, bedink die dinge daarbo, dis hoe jy deur hierdie dag gaan kom, dis hoe jy deur hierdie week gaan kom, dis hoe jy deur hierdie leeftyd op aarde gaan kom, om hierdie dinge voor jou oë te hou. Help nie, jy kyk vandag se koerante nie, jy gaan mismoedig word. Voel julle nie dat dit wat ons nou bespreek, is redelik radikaal 180 grade anderste as môreoggend so voorbladnuus nie? Jy het 'n keuse. Waar wil jy wees? Wat wil jy jou besig hou? Wat gee vir jou fokus? Wat gee vir jou 'n doel in die lewe? Wat inspireer jou? Die skewe beeld of die woord wat die groot stem sê, dis waaragtig en betroubaar. Hy sê, kom julle geseëndes, bemindes. Jaweh het sy kinders lief. Hulle neem in guns by hom toe. Ons lees van 'n Samuel wat in guns by Jaweh toegeneem het, soos hy groter geword het. Nou wil ek by 'n baie belangrike punt kom. Hier, gee nie vir ons roem in onsself nie. Kyk mooi, hoekom? Ware geloof word deur Jaweh geskenk. Efesiërs 2. Ware geloof werk in jou lewe. Onthou julle die Bybelstudie oor krag, dinamika, dunamis. Ware geloof wat hy gee, werk in my om goeie werke voor te bring. En daai goeie werke verheerlik Vader. So wanneer Vader na my lewe kyk, sien hy homself. En as hy homself sien, dan word hy verheerlik. En daarom is Jaweh so ontsaglik lief vir sy kinders, omdat hulle syne is, sy eiendom, sy eie. Hulle dra sy beeld. Hy prys sy eie werke. Hy kan mos nie anders te wees as om trots te wees oor dit wat hy in jou lewe doen nie. Dis mos sy saad wat hy gesaai het wat nou opkom. Romeine 2 vers 29. Kom ons blaai bietjie soontoe. Romeine 2:29. Paulus het nou hier 'n argument oor die Judeërs en die wat sê hulle is uit die besnydenis. Nou sê hy, maar hy is 'n Judeër wat dit in die verborgene is en die besnydenis is die van die hart, nie in die vlees nie, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God. Mense het gesê, ek is dit, ek is besny, ek is 'n Benjamien, ek dit, en mense het jou geprys, o, wonderlike fariseer, wonderlike rabbi. Paulus sê nee, in die verborgene, as Jaweh jou besny het, as Jaweh jou gewederbaar het, dan gaan hy jou, dan is jy beprysingswaardig, dan is jou lof van hom, hy gaan jou, en dit klink nou snaaks as mense dit sê, maar hy gaan jou loof, vir dit wat hy in jou gedoen het. Dis waar jou lof vandaan kom. Kyk 'n bietjie verder, of bietjie terug, verskoon bietjie terug, Romeine 2 vers 6 tot 7. Wel, vers 5 sê, ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerde hart, vergader jy vir jouself toorn as 'n skat in die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God, vers 6, wat elkeen sal vergeld na sy werke, aan die wat deur volharding in goeie werke, heerlikheid en eer en onverganklikheid soek, die ewige lewe. Maar aan die wat eie sinnig en aan die waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam is, grimmigheid en toorn, verdrukking en benoudheid oor die siel van elke mens wat kwaad doen, oor die Judeër eerste en ook oor die Griek. Maar, vers 10, heerlikheid en eer en vrede vir elkeen wat
goed doen. Vir die Judeër eerste en ook vir die Griek. Wat beskik Jahwe vir die wat goed doen? Heerlikheid, eer en vrede. En daai goed doen is die goeie wat hy in my lewe werk. Nou, gaan Jahwe sy eie werk beloon met minderwaardige verheerliking? Nee. Jahwe verheerlik homself in die volmaakte vorm. Soos Jahwe in jou lewe gewerk het, en jy moet dit fokus, Jahwe werk in ons om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Die goeie werk wat hy in ons begin sal hy voltooi. Wanneer Jahwe na sy werk kyk, dan gaan hy dit nie ligtelik, minderwaardig prys of besing nie. Ons almal het al ietsie gemaak of ietsie gedoen. En die eerste keer mense wat inkom moet sien wat het jy gedoen, want daar's 'n gevoel in jou hart van jy soek waardering vir hierdie produk. Jahwe gaan vir sy werk wat hy gedoen het en beplan het, al soveel eeue, gaan hy eer. Want dit is sy werk in ons. Dis tyd dat ons net hierdie gedagte vasmaak. Romeine 9 vers 23. Ons is voorberei tot heerlikheid. Romeine 9 vers 23. Dit gaan oor die uitverkiesingsleer. Jahwe is barmhartig oor wie hy barmhartig wil wees. Voorwerpe van eer, voorwerpe van oneer. Romeine 9:23. Ons lees maar net vers 22 om die sin te begin. En as God, al wil hy sy toorn bewys en sy mag bekend maak, tog met groot lankmoedigheid die voorwerpe van toorn wat vir die verderf toeberei is verdra het, juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid wat hy voorberei het tot heerlikheid. Na die rykdom van Jahwe se heerlikheid berei hy ons voor tot heerlikheid. Dis groot. 2 Tessalonisense 3 vers 13 tot 14. Ek kom vir julle lees. Wil julle 'n breek vat? Dis Bybelstudie. Kom. 2 Tessalonisense 2 vers 13 tot 14. Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur Jahwe bemin word. Ons is die bemindes, dat God julle van die begin af verkies het. Hoekom? Tot saligheid. Hoe? In heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid. Waartoe hy julle geroep het deur ons evangelie, om die heerlikheid van ons meester Yeshua Messia te verkry. Sy heerlikheid te verkry. Daarom het ons begin in die begin deur te wys hoe Yeshua verheerlik word. Al die engele buig voor hom. Hy is waardig om aanbid te word. Maar deur die evangelie van ek sterwe sodat ek kan lewe, word sy heerlikheid ons heerlikheid. Nie in isolasie nie. Nie sodat ek op my eie kan wees nie, maar altyd vir ewig in hom, deur hom en by hom. Johannes 17:22 is die intieme gebed van Yeshua. Kan ons na daardie intieme hoofstuk gou blaai? Johannes 17 vers 22. Wanneer Yeshua bid hy tot die Vader. En hy sê, Johannes 17:22. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Onthou die heerlikheid van Yeshua, Johannes 1:14, die woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van 'n enige geborene wat van die Vader kom, vol genade en waarheid. Wat gee Yeshua vir ons? Genade en waarheid, barmhartigheid, nuwe lewe, eenwording met die Vader, kunskap, die Gees van die lewe. En dan sê Paulus, 2 Korintiërs 3 vers 18, praai gou sin toe, 2 Korintiërs 3 vers 18,
Ons fokus op die heerlikheid, eer, heerlikheid en lof. 2 Korintiërs 3 vers 18, en terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van Jahwe aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. Van heerlikheid tot heerlikheid as deur Jahwe wat die Gees is. Besef jy wat ons hier sê? Hoe meer jy Jahwe sien, hoe meer word jy verander na dieselfde beeld. Hoe meer Yeshua homself in openbaar, in lyding, in beproewing, hoe meer die gemeenskap het aan sy lyde, hoe meer die gemeenskap aan sy verheerliking. Dis die heerlikheid. As ons praat van lof, eer en heerlikheid, is ons deel by die openbaring van Yeshua, dan beteken dit wat ons hier sien. Ons word verander na sy beeld, dieselfde beeld. Ons gaan nou amper afsluit. Ek het nog so 3 tekste wat hierheen wil ek net aanhaal. As ons in 1 Korintiërs 15 lees oor die opstanding, dan sê Paulus baie duidelik, daar is 'n opstanding van die dode. Daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid. Daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid. Daar is 'n bepaalde heerlikheid. Daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. Dis wat Petrus sê, daar lê vir ons krag, heerlikheid, lof voor. Ons laaste teks, Filippense 3. Filippense 3. Ons is nou gesaai in oneer, in vernedering. Ons is nou die swakkes van die wêreld, die wat nie geken word nie. Ons is die geringste, die klein. Filippense 3 vers 1 en ek gaan by vers 20 begin. Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag, Yeshua Messia, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp, om verander te word, gelykvormig te wees aan sy verheerlikte liggaam. So wanneer ons die lof en die eer en die heerlikheid wat aan Yeshua toekom, en die woord besef, dan is dit die grootste voorreg, dat die gemeente sy liggaam kan wees. Want as die hoof verheerlik word, word die liggaam verheerlik. En Yeshua se verheerliking en sy openbaring impliseer ons verheerliking in hom, deur hom, uit hom, tot hom. As jy werklik in hom is daar geen rede tot selfverhooging. Daar's geen rede tot eie roem nie. Daar's geen rede om te dink dit gaan jou hoogmoedig. Ons sal in daai dag presies besef die verhouding om deel van hom te wees, een, soos Johannes 17 sê, dat wanneer ons hom sal sien soos hy is, sê 1 Johannes 3 vers 2, ons sal hom sien soos hy is. Ons sal hy heerlikheid hê, hy glans, hy koninklikheid, geregtigheid, sy beeld. Hy bly die koning van die konings. Ons is daai koning van die koning. Hy is die koning en ons is van die konings in sy koninkryk. Hy bly die hoëpriester en ons is die priesters onder hom. Bly altyd onder hom ondergeskik. Ons deel sy heerlikheid. Ons deel sy identiteit. Ons deel sy skoonheid, sy reinheid. Ons deel sy beeld. En mag dit u bly maak om daarna uit te sien. Kom ons staan en bid ons saam. Ons almagtige Vader Jahwe, dankie vir die beloftes. Dankie dat u die een wat dit beloof het en getrou is. Dankie dat u die een wat dit vir ons laat opskryf het, vir ons die versekering gegee het deur die kosbare Heilige Gees wat in ons harte getuig. Dit is die waarheid. En nou kan ons net vra, Vader, deur die Gees openbaar vir ons dit,
sodat daar ook in ons harte onuitspreeklike blydskap kan wees. Want wie is soos U? Ons wil vir U baie, baie dankie sê vir vandag. Dankie vir die geleentheid om in 'n wêreld wat so verdwaald en verwar is, om hierdie vastigheid in die woord te kan ontvang. Te weet ons is op pad. Ons is beskik, ons word voorberei tot U lof en U heerlikheid en U eer. Dankie vir dit wat ons kan na uitsien. En dat ons, Vader, elke geleentheid wat ons met mense te doen het, daarvan sal getuig, dat daar 'n lieflike geur uit ons lewe sal opgaan. Dat ons getuies kan wees van hoopvolle pelgrimsreisigers, wat weet waarheen ons op pad is. Dat ons hele lewe daarvan getuig, dit wat ons doen, dit wat ons besluit, ons optrede, mense sal kan sien, ons is burgers van die hemelse koninkryk. Ons bid vir genade daarvoor, Vader, en ons vra U vergewe ons, waar ons baie keer hierdie hoop uit die oog verloor en mismoedig is en treur en murmureer. En ons weet dit behaag U nie. Wees ons genadig en help ons om die oog op Yeshua te hou, die begin en die volëinder van ons geloof. Tot lof en eer van die heerlikheid in Yeshua Messia deur die gemeente in die krag van die Gees. Amen. Kom ons hef die hande op. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. In Yeshua deur die krag van die Heilige Gees. Amen.